my nooit u grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word van my. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer net gehuur. Elke aardse droom van rykdom en roem. Net 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen. Eindelijk smag ek na u waters van rus. Lei my hier vanaand daarheen. Ek wil so graag doordat ek sy kind is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil weet dat ek aan hom verbind is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy 'n lieflik roos. Ek wil so graag glo dat hy die een is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil so graag bid as ek alleen is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die roos. Ek wil glo dat Jesus altyd daar is.
Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. En ek glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My Heer, ek wil so graag Sy roep my in die rigting van haar hart, waar die wintervuur brand. En die nagte vir die somer lê en wag. Sy giet haar trane in die see, stuur haar woorde met die wind na die strande van lank vergete smart. Seisoene kind met die winter in jou oë. Waar het ek jou verloor? 4 seisoene kind met die liefde in jou palm. Kyk jou oseaan is kalm. 4 seisoene kind, 4 seisoene kind. Stuur my nog 'n poskaart met die wind. Sy maak vir my 'n painting van die huis, as die akkerbome rus. En die wolke soos vlamme oor ons waai. Sy gee vir my 'n soet septembergeur, as die boland lê en bloei. Met die somer, wat klop hier aan my deur. 4 seisoene kind met die winter in jou oë. Waar het ek jou verloor? 4 seisoene kind met die liefde in jou palm. Kyk jou oseaan is kalm. 4 seisoene kind, 4 seisoene kind. Stuur my nog 'n poskaart met die wind. Familie en vriende, ons wil vir julle sê baie dankie vir julle teenwoordigheid vanoggend hier met die troostdiens van Tannie Lona.
oom Cor, Rihanna, Andrei en Tian en Corneille, Herman, Irene, Zoe en George, vir Dirk, Diana, vir Klein Cor en Louise, en vir julle as familie en vriende, kom bid ons vanoggend oom Cor die Here se seën oor elkeen van julle. Ons is baie bewus van julle seer en die broosheid waarin julle nou bevind. Maar mag die wete dat ons deel het aan die Here, deel het aan sy opstanding en deel het aan die belofte dat hy Immanuel God by ons is, ook vanoggend vir oom hulle sal troos. Ook die pad wat vir oom hulle voorlê om te weet maar julle is nooit alleen nie. Maar dat julle leef ook in die teenwoordigheid van die lewende Here, die Here wat ons troos, wat ons bemoedig, wat vir ons vashou, maar wat ook vir ons help om ook vir hom raak te sien as die Here. Die Here wat Tannie Louna bely het, in wie sy ook haar troos gevind het, dat dieselfde troos ook waar is, ook vanoggend, ook vir elkeen van julle. Ons wil sommer net in die begin ook sê, baie dankie vir almal se teenwoordigheid en betrokkenheid by hulle. Dankie vir al die oproepe, die boodskappe wat hulle ontvang het. As ons die Bybel lees, dan sê die Here dat ons as God se kinders die Here ook beliggaam hier op aarde. En elke keer as julle na hulle toe uitreik as familie en as gesin, dan herinner hulle daaraan dat God goed is, dat God by hulle is. En so dankie ook daarvoor en ons bid dan dat julle nie sal ophou om na hulle uit te reik nie, maar regtig ook in hierdie tyd sal onderskraag en vir hulle ook sal versterk en vir hulle help. As ons net die bedankings gaan doen, is daar ook 'n huldeblyk. Mary Ann van Skalkwyk gaan 'n huldeblyk doen oor die lewe van Tannie Louna. En die uitnodiging is ook daarna dat enige iemand wat iets oor haar lewe wil sê, is baie welkom om vorentoe te kom en die mikrofoon te neem en sommer net iets te deel ook oor haar lewe. So ons sê dit sommer net so in die begin dat julle die moed kry om hier voor te kom staan en dan ook sommer net iets te deel ook oor haar lewe. Maar kom ons sit so dan raak ons sommer net so stil by die Here. Here, ons het verlede Sondag in die erediens het U vir ons kom oortuig dat U ons Vader is en dat ons as U kinders in U hande geborge voel en dat ons die belofte en die versekering het dat U vir ons nie net onvoorwaardelik liefhet nie, maar U is die Here wat ons ook troos en kom bemoedig en wat vir ons help. En ons wil vanoggend, Here, vir oom Cor, vir hulle as kinders, as kleinkinders, vir hulle as 'n familie en as vriende, vanoggend letterlik, Here, kom neerlê in U hande. En ons gebed is, Here, dat U as Vader ook vir hulle sal vashou, vir hulle sal vertroos en vir hulle sal help, ook nou in hierdie tyd van hartseer. Ons weet, Here, dat U getrou is, ons weet dat U die Here is wat vir ons voorgaan op ons lewenspad en die eerste Here wat ons bedien met vrede en met kalmte. En ons het dit beleef ook in Tannie Louna se lewe, Here, dat sy ook daardie vrede kon ervaar. En nou bid ons daardie vrede oor elkeen van hulle. Vrede wat vir ons herinner dat U 'n God is vir ons. 'n Vader wat liefhet, 'n Vader wat troos en wat versterk en wat vir ons help. Here, ons wil vanoggend kom dankie sê vir die lewe van Tannie Louna. Dankie vir die ongelooflike mens wie sy was. Dankie vir die verskillende maniere waarop sy elkeen van ons se lewe aangeraak het. En hoe haar menswees, Here, vir ons eintlik herinner het daarin dat U vir haar gebruik het as seën vir ander ook in haar lewe. Dankie daarvoor. Dankie dat ons U in haar lewe kon leer ken. En ons weet as ons vanoggend hieroor nadink, dan bring dit vir ons by hartseer en rou, omdat dit ons herinner aan die verlies van ons lewe. Maar tog is ons so dankbaar, Here, vir soveel mooi en soveel herinneringe waaraan hulle kan vashou.
Ons gebed is nou, Here, dat U vir hulle as 'n gesin en ook vir hom Cor sal troos wanneer hulle oor haar dink en wanneer hulle kan lag en mekaar kan herinner aan mooi tye en geleenthede ook in hulle lewe. Here, dankie dat ons vanoggend vanuit die Onse Vader gebed vanoggend kan kom sê, ons Vader wat in die hemel is. En Here, ons wil sommer net kom stil raak en sommer net kom wees in U teenwoordigheid. Dankie dat U ons pyn ken, dat U ons trane ken. Dankie dat U vir ons die belofte gee, Here, dat ons nie alleen is nie. Nie net het U vir ons die dood oorwin in Christus nie, net kom gee U vir ons die ewige lewe nie. Maar U herinner dat U betrokke is in elkeen van ons se lewe. Amen. Vriende, ons gaan nou saam sing die eerste lied wat verskyn hier op die skerm. Ek dink so genade onbeskryflik groot. Ek dink as 'n mens dat aan die Launa se lewe kyk, dan was haar hele getuienis 'n lewe van genade, nê, dat sy regtig met vrymoedigheid en blymoedigheid haar geloof in Christus geleef het. En sy het dit op verskillende terreine uitgeleef, ook by die VLV en in die skool en haar gemeenskap. En ek dink julle kan saamstem dat sy baie bemind was by baie van ons in ons lewe. Maar sy getuig het oor die Here, sy vertel het oor die pad wat die Here met haar lewenspad gestap het, selfs in tye van swaar kry. Dan was dit altyd 'n herinnering om te sê, maar alles wat ons het is genade. En daarom leef ons elke dag in die teenwoordigheid van God. En kom ons staan en kom ons sing dan ook hierdie woorde tot eer van die Here. Die Vaderhuis. Om kort vir julle as kinders, as kleinkinders, familie en vriende, gaan ek vanoggend vir ons lees uit Psalm 91. En die rede hoekom ek die psalms gekies het, is dat baie van die psalms geskryf is in die vorm van 'n lied. En ek dink as ons dink aan Tannie Launa, dan is haar liefde vir musiek en die ongelooflike vermoë wat sy gehad het om te begelei en musiek deel te maak van ons lewe, was baie vir ons baie spesiaal geweest. Ek dink as 'n mens na die liedere gaan kyk in die Psalmboek, dan word ons ook herinner daaraan dat ons lewe
ook in verskillende fases gebeur. Want 53 van die 150 psalms is klaagliedere. En is liedere waar die psalmdigters by plekke kom in hulle lewe waar hulle partykeer nadink oor die lewe en partykeer wonder oor die onregverdigheid van die lewe. En dan sal ons dikwels woorde hoor waar daar staan, my U het golf na golf oor my laat slaan. En Here, waar was U toe ek na U geroep het? En dan beleef 'n mens weer liedere waar die psalmdigter uitbundig praat oor God en oor die grootheid en oor die almag van die Here en kan niks om eintlik keer om hierdie stortvloed van woorde uit te spreek van hoe goed die Here vir hom is en dit wat die Here in sy lewe ook doen nie. En ek dink die psalms was ook so half 'n getuienis van Tannie Lona se lewe. Sy is 'n kind van die Here, sy het onomwonde haar geloof in die Here bely. En sy was altyd blymoedig geweest. Maar daar was ook nou die laaste tye wanneer sy ook moedeloos was. Tye wanneer sy gewonder het, maar hoekom kan die Here nie haar omstandighede verander nie? Hoekom kan die Here nie vir haar gesond maak? Want sy so graag weer die funksie en die gebruik van haar bene wou gebruik het nie. En dan was dat daar wanneer sy getwyfel het oor God se pad ook vir haar lewe. En die interessante is, dis nie ongeloof nie. Ongeloof beteken ek glo nie in God nie. Om te soek na die sin van die lewe en om te soek na wat is God se bedoeling met my lewe, is 'n geloofsreis. So wanneer sy ook gewonder het oor hoekom hoor die Here nie, hoekom antwoord die Here nie ook op haar gebede nie, dan was dit nie dat sy haar rug op God gedraai het nie, maar dit was ook 'n manier van om te sê, maar Here, ek probeer sin maak, maar in dit hou ek aan U vas, want ek weet U is my krag en U is my troos. En die Psalmboek en haar hele lewe het eintlik ook hiervan getuig en vertel van die tye wanneer sy lofliedere gesing het tot eer van die Here, as tye wanneer sy stikkend was en getreur het oor die lewe, en dit was 'n tye wanneer sy gewonder het, maar hoor God my, sien God my. En ons wil uit Psalm 91 vanoggend kom sê, maar wat is dit wat die Here vir ons kom gee, ook as ons oor haar nadink en as ons ook dink oor die pad wat vir ons voorlê. En ek wil lees hier van vers 1. Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Dit is hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en wat jou bewaar van dodelike siekte. Hy beskut jou onder sy vlerke en is vir jou 'n veilige skuilplek. Sy trou beskerm jou aan alle kante. Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of 'n aanval oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie. Al val daar duisende langs jou, 10.000 by jou, vir jou sal niks tref nie. Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Hy sal oor leeu's en adders loop, leeu's en slange sal jy doodtrap. Omdat jy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee en voor my hulp sal hy hom verblyf. Net tot sover. Cor en Rihanna, Andrei, Tiaan en Corneille, Herman, Irene, Zoe en George, Dirk, Diana, Klein Cor,
en ook Louise en vir julle as familie en vriende. Ek dink julle sal met my saamstem dat wanneer jy jou lewenspad stap, is daar baie mense wat jou lewenspad kruis, wat eintlik 'n ongelooflike indruk op jou lewe agterlaat. En ek dink Tannie Lona was een van hierdie mense wat, as jy terugdink, dat jy geweldig dankbaar is dat jy haar kon leer ken. Want haar menswees was van so aard geweest dat almal van haar gehou het. Ek weet nie van iemand wat ooit iets negatiefs oor haar gesê het of laat blyk het nie. Maar sy het altyd tyd gehad vir jou. Ek onthou by baie geleenthede, as sy met jou praat en as sy wil hoor het met jou gaan, dan gaan staan sy stil. Sy het haar karretjie dwars getrek en dan gaan sit sy op haar karretjie en dan begin sy met jou te praat. En sy het tyd gemaak vir jou. Sy het geluister na dit wat jy met haar gedeel het en wat sy gedeel het oor haar lewe. Maar sy het altyd hierdie gevoel by mense geskep om te sê, maar jy's vir my belangrik. Sy het vir jou altyd lig laat wegstap. Jy kry mos mense, as hulle met jou gepraat het, dan voel die lewe daarna swaar. Maar sy het dit nooit gedoen nie. Sy het altyd hierdie lig in jou lewe laat inkom. Altyd vir jou getuig van hoe goed die Here vir haar is. En lofsange gesing, selfs wanneer dit met haar moeilik gegaan het. En ons weet dat dit was nie vir haar elke dag maklik nie. En tog ten spyte daarvan het sy altyd vertel van God se trou en God se goedheid ook op haar lewe. Ek onthou Rita het haar ingetrek met die Kerssangdiens, het ons 'n gemeentekoor gehad. En dan moet ons as mans ook om sing en dan party aande dan maak ons grappe, maar sy het niks daarvan gehou nie. En sy was baie ferm by die kooroefeninge. Weet so gemoedelik soos sy was as jy haar persoonlik kry, was sy ferm en sy het vir jou dadelik teruggebring en gesê as al die grappies nou klaar kan ons dan net fokus op die sang. En maar sy het ongelooflike liefde vir musiek gehad. En ek dink haar liefde musiek het hierdie blymoedigheid in haar hart geskep, want haar lewe was 'n loflied. En as ek oor haar terugdink, dan erken ek haar as 'n gelowige, iemand wat skaamteloos daaroor getuig het, maar wat dit ook geleef het, en haar betrokkenheid by die VLV, en die Here het haar op soveel maniere met gawes en talente geseën, dat sy dit gebruik het, en dat sy dit op verskillende maniere uitgeleef het. Maak dat ons vandag terugkyk as gemeenskap en sê, sjoe, wat 'n ongelooflike vrou. Ek dink om Cor vir julle is dit nog moeiliker. En as ons sien hoe swaar julle kry, dan gaan ons harte ongelooflik uit na julle, om vir julle te sê, ons bid dat die Here vir julle mag troos, dat die Here vir julle mag vashou en vir julle dra en vir julle sal help. Ek dink Psalm 91 wil volgend iets daarvan ook vir ons sê. En dit is interessant dat dit 'n baie gewilde psalm is, en dit is 'n psalm wat baie mense sal sê, maar dis hulle geliefde psalm, want hierdie psalm kom herinner twee goed vir ons. Aan die een kant om te sê dat die Here vir ons 'n toevlug en 'n beskerming is, maar ook dat hy bereid is om vir ons te help in nood. En ek dink as ons die lewe leef en as ons die gebrokenheid en die stikkendheid van die lewe ervaar, dan is dit die goed waarna ons soek. Ons soek die beskerming van die Here en ons soek die belofte dat die Here sê, maar ek is by julle. En wat treffend is van hierdie psalm is dat hierdie belofte van toevlug en om troos te bied vir ons, word eintlik net aan kinders van die Here beloof. Want letterlik in die direkte vertaling staan daar, hy wat sit in die skuilplek van die Allerhoogste. Dit is eintlik so half 'n voortgaande aksie. Hy wat leef in die teenwoordigheid van die Here, kan nie anders as om vas te hou aan hierdie belofte nie. Ek weet dat Tannie Lona regtig oortuig was dat die Here haar beskerm en vir haar vashou. Ek weet dat in die hospitaal, wat sy by 'n paar geleenthede ook gesê het, dat sy berus in die wil van die Here.
Sy berus dat as die Here vir haar moet kom neem, dan het sy daaroor vrede. Sy het by 2 geleenthede vir my gesê, sy is nie vir haar lekker om alleen te wees nie. Dit is eintlik so spesiaal dat julle by haar was toe sy afgesterf het, maar ook hoe julle haar onderskraag het, ook in die hospitaal. Dit is 'n dag wat sy vir my gesê het, Jan, ek wil net weer 'n slag lag. Ons wil net weer die goeie van die lewe hoor en geniet. Maar wat sy bely het toe sy daar gelê het, was elke keer om te sê, ek weet die Here is by my. Ek weet God hou sy hand oor my. Vir ons sou dit gewees het 'n lang lewe soos wat die psalmdigter hier besing om te sê hy beroep op die belofte dat die Here vir ons sal seën en 'n voorspoedige lewe sal gee. Maar tog het God dit ook in haar lewe waar gemaak. En daarom as 'n mens gaan kyk na hierdie gedeelte, sien ons in vers 1 en 2 dat die Psalm 2 beelde gebruik om ook vir ons en ook vir haar te kon help om te sê, maar as ons die lewe leef en as ons die lewe ervaar, ook in sy stikkindheid, dan is daar die eerste die belofte om te sê dat hy ons onder sy vlerke sal neem, dat hy ons sal beskerm, en dis amper soos 'n hen wat haar vlerke oor haar kuikens uitsprei en vir hulle veiligheid bied. En as daar staan dat God vir ons 'n beskutting sal wees, dan word die woord fort gebruik om te sê, maar hy sal ons verdedig, hy sal vir ons beskerm ook in ons lewe. En ek wil vanoggend hierdie 2 beloftes vir julle kom gee, want dis die beloftes wat julle ma ook ervaar het. En wat sy ook kom bely het, ook toe sy ervaar het dat sy besig is om te sterf. In ons laaste besoek het sy gesê haar tyd is min, maar sy berus binne die wil van die Here. En wat gee daardie vrede? Wat gee vir jou daardie hoop wanneer jy weet ek gaan sterf en dat ek moet afskeid neem ook van my geliefdes? En wat vir haar getroos het soos altyd in haar lewe, is hierdie woorde van beskutting en God wat as hulp ook in ons lewe na vore kom. En daarom as 'n mens lees hier van vers 3 tot en met vers 13, dan word die Psalm anders geskryf, waar dit eers 'n algemene stelling was oor wat God vir ons doen, word die woorde nou jy gebruik. Dit is amper asof die woorde nou persoonlik op ons betrekking het. En ek weet as ons oor die lewe dink, dan dink ons baie keer dat as Christene moet dit met ons goed gaan. Ons het hierdie idee dat wanneer ek 'n gelowige is, dat die Here my lewenspad gelyk moet maak en alles loop vir ons net goed en alles val net in plek, maar dis nie waar nie, want die lewe gebeur met elkeen van ons. Maar die beloftes wat ons het is om te sê dat in daardie oomblik is ons nooit alleen nie. Maar leef ons eintlik in die teenwoordigheid van die Here. En daarom dat hy sê, hy sal ons beskerm teen die voëlvanger se wip. Eintlik kom sê hy sal ons beskerm teen die aanslag van die duiwel. As hy sê, hy sal ons teen dodelike siektes, pessiektes bewaar, dan is dit eintlik dit wat onsigbaar is, dit wat my lewe kom bedreig. In die ou vertaling sê in vers 4, hy sal my dek met sy vlerke en onder sy vleuels sal ek skuil, want sy skild is 'n pantser vir my lewe. En dan is dit dat Tannie Lona dit ook kon bely om te sê, al is ek siek, beleef ek die Here se teenwoordigheid. Ek beleef dat ek nie hoef bang te wees vir gevare nie, want God is by my. Ek beleef dat al val 10,000 om my, ek die beskerming van God geniet. Ek beleef dat ek nie myself oorgelaat is nie, maar die Here sy engele stuur om vir my te dra en te begelei en vir my te troos. En hierdie Psalm help ons eintlik om die karakter van God te vat en vanuit sy karakter getroos te word deur te sê, hy is die beskermer, hy is die almagtige, hy is die versorger oor ons lewe. En dit dra vir ons. Hy sluit af hier van vers 14 tot 16
Dan sê ek sal jou red. Ek sal jou beskerm, ek sal jou gebed verhoor. Ek is by jou in jou nood. Ek sal jou eer herstel. As hy ons eer herstel, dan beteken dit hy gee vir ons die ewige lewe. Dis wat hy ook in Tannie Louna se lewe kom doen het. Hy het vir haar die ewige lewe gegee. En daarom weet ons dat die dood ons nie kan skei van die liefde van die Here nie. En daarom weet ons dat sy ook leef, ook nou in die teenwoordigheid ook van God. Maar vir julle omkor wat agterbly, vir julle as kinders en kleinkinders, kom die Here en hy kom gee dieselfde belofte vir julle ook. En hy kom sê, maar ek is by julle in nood. Ek is by julle in julle hartseer. Ek sal my julle gebede verhoor. Dit beteken ek sal my gesig na julle toe draai. Ek luister as julle na my roep. Eintlik hierdie ongelooflike belofte net om te sê, maar ons is nie alleen nie. Maar God sal vir ons dra en sal vir ons help. As ek terugdink aan Tannie Louna se getuienis, aan dit wat sy bely en dit wat sy geleef het, dan het sy die Here geleef. En ek dink sy kom gee dit vanoggend ook hom terug aan julle, om te sê, maar vat ook dit wat sy vir julle agtergelaat het, in die viering van haar lewe, om te sê, ons kan eintlik nie ons lewenspad stap sonder God nie. Want is eintlik in die teenwoordigheid van die Here dat my lewe betekenis kry en dat ek vrede kry te midde van my omstandighede. En as Christene het ons hierdie troos, hierdie belofte om te sê, julle pad gaan nie gelyk wees nie. Ons gaan deur beproewings gaan in ons lewe. Daar is tye wat ons deur water en vuur stap. Maar die belofte van die Here is, in daardie oomblikke is ek ook by julle. Dis wat Tannie Louna in die hospitaal bely het, om te sê, ek leef met hierdie ongelooflike skok van kanker oor my lewe, en te midde daarvan het sy gesê, sy het vrede, sy is gereed om God te ontmoet. En haar verhouding met God het vir haar gehelp om hierdie kalmte ook te kon beleef, om te sê, ek is nie alleen nie. Al is dit vir my moeilik, al is dit vir my swaar, weet ek net dat die Here sy hand ook oor my hou. Ek wil vanoggend omkor vir julle as gesin, as familie kom sê, hy wat by die Allerhoogste sy skuilings vind, het die belofte dat God ons sal beskerm en sal beskut. Ons het die belofte dat die Here vir ons sal troos en al die aanslae wat ons toe kom, vir ons sal help daarin. Maar ook die tweede belofte is om te sê, maar ook in my nood is hy die Here. Ook in my nood is hy by my. En daarom kan ons nie anders as saam met die psalmdigter ook te kan sê, al was daar in ons lewe toe ons gevoel het, jy het golf na golf oor ons geslaan, dat ons kan sing, nogtans mag ek in die Here jubel. Want my troos en my hoop lê juis in God. En as julle swaar trek, omkor, en as die verlange julle oorweldig, is die Here se troos vanoggend om te sê, hierdie belofte van Psalm 91 het betrekking op elkeen van julle as sy kinders. Hy sal ons nie vergeet nie. Maar hy is die Here wat vir ons sal voorgaan en vir ons sal help ook op ons lewenspad. Kom ons bid saam. Liewe Heer, toe ek gister daar by hom kor was en hy vat sy tablet en hy wys vir my die foto's van Tannie Louna, het ek maar net baie bewus geword, Here, dat hy nie maar net vanoggend die foto's gekyk het nie, maar dat in die stilte van sy huis, dit is waarmee hy besig is om te onthou, om herinner te word aan Tannie Louna. En Here, en daarom wil ons na U toe kom en ons wil kom vra, kom troos vir hom, kom troos vir die kinders en die kleinkinders en vir die familie en vir hulle as vriende. Want Here, dis net U wat dit kan doen.
Kom oortuig vir hulle daarvan dat U by hulle is, dat U vir hulle beskerm, dat U vleuels oor hulle sal hou. En dat hulle in U veiligheid mag wees en dat hulle mag weet dat U daar is en U hou hulle vas, U help hulle. En ons kom vra dit, Here, omdat U vanuit Psalm 91 sê, elkeen wat sit in die teenwoordigheid van die Allerhoogste, dat hierdie beloftes waar is, Here, vir ons as U kinders. En daarom mag dit U ook dit oor hulle doen. Te midde van die lewe, te midde van die stikkindheid van die lewe, en siekte en lyding en swaar kry, dat ons weet U is die Here. Seën vir hulle nou, Here, en troos en versterk vir hulle, en ons kom bid dit in Jesus naam. Amen. Ek wil nou vra dat Tannie Mary Ann van Skalkwyk vir ons 'n huldeblyk sal kom doen. Nee. Hou maar net naby aan Tannie se mond, hoor. Ek kan nou net in die mond hou. Voordat ek begin, I just want to say that I'm actually Irish, and but Lona and I were very good friends, and our chairperson of Porterville unfortunately can't be here today. So sy het my gevra om ons medelee oor te dra van die tak aan die familie, en ja, ek het Lona vreeslik gemis, want as ek ooit in my 10 jaar as voorsitter toespraak moet maak, ek het altyd eers aan haar ge-e-pos, dat sy dit korrigeer vir my, want ek sit baie jy's en jou's en waar dit nie moet wees nie. Ja, soos ek sê, Dominee Jan, huldeblyk na jou preek was nie nodig nie. Jy het alles gesê wat ons almal weet. En ek hoop eendag iemand praat so mooi oor my. En ons sou nie so ver gery het, almal van ons, as ons nie daai liefde vir haar gehad het nie. Ek het verskoon dat ek lees, maar ek het dit in Afrikaans geskryf. Ek was 10 jaar voorsitter van VAV Porterville. Ons huidige voorsitter, Marie Grobler, kon ongelukkig nie vandag hier teenwoordig wees nie en dra haar meegevoel oor na die familie. Ons kom vandag saam om te treur oor die verlies van 'n toegewyde lid en bestuurslid van VAV Porterville, as ook die voormalige sirkelpresident van Weskus en Sirkel Namakwaland, en as ook aktivaris van VAVK. Dit is nou die hele Kaapland. Sy het weke daar gewerk en oom Cor alleen gelos by die huis om al die argiewe goed reg te kry. Lona was my sekretaris en het 'n groot bydrae gelewer dat ons tak, die toptak in Kaapland was en verskeie kere as die top 10 tak in Sirkel Weskus benoem is. Lona het my taak as voorsitter maklik gemaak met haar bystand en hulp. Sy is die rede hoekom ons daai toekennings gekry. Ek kan nie die eer vat nie, want dit was Lona se harde werk. En ek wil ook aan Cor sê, dankie vir die jarelange hulp en geduld met VAV. Veral op ons hamburger daar. Hy het daar gestaan en 900 hamburgers gemaak, sonder om te kla. Baie dankie Dirk. Ag Cor, jammer. Ek het so baie van Dirk en Herman en Irene en al die familie. Ek ken julle sonder om julle te ken, as jy weet wat ek bedoel. Lona was 'n goeie vriendin, wie se onbaatsigtige werk en liefde vir ons vereniging en gemeenskap altyd onthou sal word. Sy was 'n uitstekende mentor vir my en het elke lid gelei en geïnspireer om hulle beste te wees. Haar vriendskap en leiding laat ek groot leemte. Maar haar gees sal voorleef
in ons harte. Mag haar nagedagtenis en inspirasie wees vir ons almal om voort te gaan met ons werksaamhede met dieselfde liefde en toewyding wat sy vir VLV vir amper 45 jaar gehad het. Rustig, vriendin. Dank. Dis 'n plesier. Dis reg. Tannie Mary en baie dankie. Die familie het groot waardering vir die heldeblyk wat Tannie vanoggend gedoen het en ek dink almal van die VLV se teenwoordigheid vanoggend hierso. Dit was so deel van haar lewe gewees. So baie dankie ook daarvoor. Ek het nou geskrik toe Tannie sê Tannie's Irish, want ek maak altyd die opmerking as ek Engels praat dan hoor die Here my nie. So ek is so bly Tannie verstaan hom Afrikaans. Ons wil by die geleentheid sommer hoor, is daar nog mense wat iets oor Tannie Lona wil sê? Jy moet ongelukkig net vorentoe kom. Ons het 'n opname van die erediens wat ons wil uitstuur, so julle moet maar hierdie klank praat asseblief. Dankie Jan. Ek het nie voorberei nie. Ek het nie 'n papiertjie in Afrikaans vanoggend nie. Ek is VLV voorsitter van Cerestak en sy's maar 'n paar jaar by ons, maar die indrukke wat sy agterlaat is ongelooflik. Dit wat ons van haar geleer het in hierdie kort tydjie, kan 'n mens nie in woorde beskryf nie. So ons eer haar, ons is hartseer en ons gaan haar regtig baie mis. En ek glo dat julle as familie, julle voel ook soos VLV vriende, want dit was haar lewe. Sterkte vir julle. Okay. Goeiemôre almal. Ek is Ryan van Wyk. Ek is Indri van Wyk, Tannie Lona se broer se oudste seun. Saam met my broer Christo en dan ons suster Jenny wat dit ongelukkig vandag gaan maak hier so met Kor. Rihanna, Herman en Dirk. Dit is ons eie broers, susters, familie. Ek kan onthou toe of ek was 5 jaar oud gewees. Ons het in die Kaap gebly in Kulsrivier. My tannie Lona en hom Kor het op Karries gebly. Wat met pa altyd vir ons aangejaag na skool. Ek was ook nie baie lief vir skool gewees hier so. Ek het dit gehou daarvan. As jy ons moet gou maak, ons moet Karries toe gaan vir die naweek, ons gaan vir tannie Lona loop kuier. Amona, vandat ons uit die Kaap het ry tot ek haar kom, want daar is niks om te doen op Karries. As ons daar gekom het, is ons vriendelik gegroet. Tannie Lona het gesê, julle moet gou maak as julle wil lekker skoop. In die kafee maak ek dink 3 uur of 4 uur toe op Karries en dan sy toe tot maandag toe. Daar was niks ander winkels of niks gewees hier so. So daar het ons begin te verstaan kry en saam met ons neefsinniggies groot geraak, saam met hom Kor en Tannie Lona. Wat ek vergeet het om te sê, dis Tannie Lona was soos my tweede ma, en dit sê ek opreg vandag vir julle. Sy het toe die telefoon erin gekom met selfoon, en ek was glad nie lief vir skool gewees nie. Ek het op A gedop, ek het staan met A gedop, en Tannie Lona het altyd vir my gesê, joh, al moet ek jouself die skoolbank sit, omdat sy en hom Korbos nou op Karries was. Hy het my tot gedreig om die Karries toe vat om daar die skool oor te laat. So ons kom bitterlik lank saam met die familie saam. So al die herinneringe goeie sal ons nog lank mee bly. Ons het altyd saam vakansies gehou. Waarnyskraans vroeër jare toe oorgeskryf Struisbaai toe. Ek en nou neef Dirk het altyd lekker saam vis gevang. So Dominee tereg gesê het is die Here het altyd eerste gekom. So Sondag was 'n kerkdag. Jy het nie op 'n Sondag alkohol gebruik nie, dit was taboe. Ek en my tannie albei, toe ek nou op mens leers bietjie groter was, kon ek dit gebruik het saam met haar. Sy was maar lief vir haar wyntjie gewees. Maar selfs visvang op 'n Sondag was taboe gewees. Ek kan nog onthou toe ons op Struisbaai vis gevang het,
Saterdag wil hy nie byt nie, maar hy Sondag het die kerk ook gelei, dan byt hy. So, daar was op 'n Sondagoggend wat ek en Dirk moes see toe gaan om te gaan visvang. En die tannie het die Saterdag aand vir my die dood voor oë gesê, as ons op daai boot klim, en ons gaan see toe, nie om kerk toe te kom, is daar groot moeilikheid. En ek maak toe 'n belofte aan haar om te sê, tannie, ek beloof vir jou, voor hy dominee sê amen, sit ek langs jou, en daai tyd het ons so buite openlig kerk gehad, daar by die kampeerterrein daar. So ons kom toe uit die see uit, ek dink 9:00 of 9:30 begin die kerk. Ons kom uit, ons laai die boot op die trailer, ons parkeer langs die straat, ons klim oor die heining, ons bene is nog vol bloed en visgibbe en goed. Maar toe daai dominee sê amen, toe sit ek langs Tannie Louna, ons afvrede daar so. So oom Cor, en soos wat ons ouer geword het en die jongspan het groter geraak en hulle het getrou en kindertjies gekry, so het ons 'n bietjie opgebreek gegoed. Die een helfte het ons nou oor die grens gegaan en Appington opgeëindig en so. Maar ons het altyd probeer om naweke saam te gaan. Julle sal sien op hierdie foto slide wat hier is, daar's 'n paar fotootjies van die ou Struisbaai en van die ou Port Ouene goeters, as daar vir Johanna hulle of Dirk hulle of so genooi word. Herman kon nie altyd gekom het want hy's te ver. En hy het met 'n Engelse girl getroud, so ons Engels was bietjie beperk geweest. Om Korsen is nou nog beperk, kan ek onthou. So, dat ons altyd vir Tannie Louna en om Kor saamgenooi met ons, en dit was nie vir ons 'n las geweest, dit was lekker geweest om die ou mense daar te hê. So, toe hulle nou begin te aftree en begin te toer hier op Zanine toe, en daai plek het ek my vrou Jolande al saamgevat al, dan klim ons op die vliegtuig, ek kry vir my karabo, en het is sommer by die lemoenplase waar ons transport vir die kliënte doen omgegaan, en by hulle tydjie gaan spandeer. Dit was baie lekker geweest. Ons gaan dit nooit vergeet nie. En ek kan so 'n tydjie terug onthou, as ek Jolande by Tannie Louna in die hospitaal geweest, toe groet ons haar, met sy geel se handdruk, en sy sê asseblief, waar julle gaan kuier vir hom Cor, en vat vir hom Cor saam, en hom Cor ons gaan net toe, moenie worry nie. So ek sê vir baie dankie, en ons sien mekaar weer vorentoe. Baie dankie. Is daar nog iemand wat iets wil deel? Dan gaan ek die bedankings ook namens die gesin voorhou. Ek wil die volgende sommer net ook dan lees. Baie dankie aan almal vir julle liefde, gebede en ondersteuning in hierdie baie moeilike tyd. Dit word opreg waardeer. Ons wil opregte dank uitspreek aan familie, vriende en almal wat ons ondersteun het met boodskappe, besoeke, blomme en gebede. En dit is ongelooflik om te sien die omvang van die mense wie se lewens sy aangeraak het en verryk het. Julle omgee beteken vir ons baie. Spesiale dank aan almal wat van ver gekom het en ook om eer te betoon te bewys. Dankie vir die bedanking ook vir my. Almal wat gehelp het met die reëlings en julle diens en ondersteuning word dan ook op hoë geprys. Spesiale dank aan Magda Swanepoel wat uit Windhoek gekom het om vir Tannie Louna by te staan in die hospitaal. En dan vir Lisbie Nel met haar onbaatsigtige ondersteuning en leiding aan die familie tydens Tannie Louna se siekte. Ons dank die Here vir die liefde en ondersteuning wat ons van familie en vriende ontvang het. Julle gebede en bystand dra ons deur hierdie tyd. Laastens dank ons die Here vir die eggenote, moeder, ouma en vriendin wat hy vir ons almal geleen het. En dan word almal uitgenooi nou na afloop van die diens om saam tee en koffie en verversings te geniet in die sitkamer. Is letterlik nou aan my linkerhand, aan julle regterhand. En julle is welkom dan ook daar saam met die familie dan ook te kuier. Ek wil sommer net sê, André, ek het nou die aand gehoor, jy en Herman praat baie met mekaar oor die telefoon. Nou sê jou skoonpa vir my, weet dat julle vir mekaar kan raad gee en hy weet nie altyd of julle ingelig is oor alles waaroor julle praat nie. En toe het jou skoonma eendag net gesê, bid maar net vir hulle. So ons bly bid vir julle. Ek wil vir hom kort sê, die 31ste Maart sou oom 53 jaar getroud gewees het.
Dis 'n lewe saam. Maar as ek aan oom hulle dink, dan het ek julle altyd saam gesien. Julle was nooit alleen nie. Party Sondagoggende het ons boeglam geskrik as Tannie Lona met haar karretjie in die kerk inkom. As sy reverse met die karretjie, dan maak hy soos 'n vragmotor. Hy het sulke beepgeluide wat hy uitstuur as sy reverse, en dan hardloop ons uit om te sien wat aangaan, en dan sien ons Tannie Lona wat hy is. Oomkoor, julle was 'n span. En julle het mekaar versterk en julle het vir mekaar gedra in die lewe. En ek weet dat sy 'n ongelooflike rol in oom se lewe gespeel het, maar oom het ook in haar lewe net so 'n belangrike rol gespeel. En oom se teenwoordigheid en oom se stil wees en oom se ondersteuning en altyd daar wees, was eintlik dan die dryfveer wat gemaak het dat sy so na buite kon leef. So dankie ook daarvoor. Ek dink 'n mens kyk terug en dan is mens diep dankbaar vir die 53 jaar wat 'n mens vir mekaar gespaar was, en mag die herinnering aan haar ook vir hom troos gee, en mag oom ook wanneer oom in verlange na haar kyk en dit oorweldig net weet, maar sy is in die hemel. Christus het vir ons die dood oorwin en die Here het haar geëer deur vir haar die ewige lewe te gee. En dis oom het aan dieselfde lewe deel en dat dit ook vir oom hulle sal troos en sal bemoedig, ook in swaar kry. Kom ons staan en dan sluit ons af met die oorwinningslied en dan sal ek die Here se seën oor julle uitspreek. Ons wil voor ons die seën uitspreek vir die VLV sê baie dankie. Nie net help julle vanoggend met die bediening nie, julle het gevra dat julle graag op hierdie manier wil betrokke wees. Maar baie dankie daarvoor en vir dit wat julle ook saamgebring het. Ons het groot waardering ook daarvoor. Oomkoor, as ek nou die Here se seën oor oom hulle uitspreek, is dit eintlik 'n belofte wat die Here vir ons gee om te sê, as ons nou hier uit hierdie erediens uit wegstap, dan stap ons in die lewe in. En as ons hier in die lewe instap, dan gee hy vir ons die belofte om te sê, ons is nie alleen nie, maar dat hy sy seën en sy genade oor ons sal bly hou. Daarom wil ek vir oom Cor, Rihanna, Andrei, vir Herman, vir Irene, Dirk en Diana, vir julle as kleinkinders, familie en vriende, die volgende sê, die Here is nou bokant julle om julle te seën. Die Here is langs julle om sy arms om julle skouers te sit. Die Here is onder julle om julle te dra wanneer julle val.
En die Here is agter julle om die aanvalle van die bose af te weer. En die Here is binne julle om vir julle te lei deur die Heilige Gees. En so is die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nie net vanoggend met julle nie, maar tot in ewigheid. En dis hierdie belofte wat die Here sê, hulle wat sit in die teenwoordigheid van die Here, geniet die beskerming en die teenwoordigheid van God ook in hulle lewe. Amen. Baie dankie. Ek wil so graag dat ek sy kind is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil weet dat ek aan hom verbind is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy 'n leliekroon. Ek wil so graag glo dat hy die een is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. Ek wil so graag bid as ek alleen is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Ek word meer en meer en meer soos Jesus. Ek kom nader, nader aan sy troon. My hele lewe gee ek aan Jesus. In my hart dra hy die kroon. Ek wil glo dat Jesus altyd daar is. Ek wil so graag sê ek's lief vir hom. En ek glo dat die Bybel regtig waar is. Ek wil so graag reg wees as hy kom. Want ek word